Welkom by die Kruispad. En ons is nou besig met sessie 2 van die Kruispad, 'n student. Nou ons is disippels van Jesus en daarom volg ons die kruispad wat hy vir ons gestel het. Ek nooi jou, kom stap saam met ons die kruispad van Jesus in die volgende 7 weke. Ek sal nooit vergeet hoe my kind so baie vrae gevra het toe hy nog jonk was. Die hoekom vrae. Maar hoekom, pappa? Onthou jy dit? Hulle het altyd liedjies geleer en letters gespel. A is vir appel en S is vir slang. En elke dag sou hulle liedjies sing. En die lewe is net 'n avontuur van leer en ontdek. Nou, soos ons ouer raak leer bietjie moeiliker. En ons skryf ons eerste toetse om te sien of ons al hierdie kennis wat ons kry binne in ons opbou en dit insink binne in ons koppe. Nou, voor die internet moes ons biblioteek toe gaan om take te doen. Ja, ek is so oud. Nou, die internet het alles verander en met slimfone het ons vandag die wêreldse kennis in die palm van ons hand. En ek persoonlik dink, tegnologie het vinniger gevorder as wat ons kan verstaan. En ons dra vandag die gevolge daarvan. Ons het lui geword en vandag glo mense elke persoon wat 'n video oplaai op sosiale media sonder om die woord self te ondersoek. Ons het eintlik takeaway Christene geword, wat nie meer self kos wil maak nie, maar 'n vinnige insig video wil kyk en net vinnig oor Jesus wil leer. Maar ons is disippels van Jesus en daarom volg ons die kruispad, die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Nou, ons staan vandag stil by Jesus se opleidingsseisoen in sy lewe, wat op sy kruispad was na oorwinning. Nou, ons moet iets verstaan van die Joodse kultuur en geskiedenis. Eerstens, om die diepte van die teks te verstaan, moet ons besef hoe die Joodse kultuur en die sisteme gewerk het. Nou, Jesus was 'n Joodse rabbi. Nou, 'n rabbi het sy eie Joodse disippels gehad en natuurlik 'n Joodse kultuur waarin hulle groot geword het. Nou, die Jode het geglo dat Moses het die eerste 5 boeke geskryf van die Ou Testament. Nou, die eerste 5 boeke was genoem die Torah. En Torah beteken leringe, instruksies of die weg. En jy kan dit daar in jou boekie invul. Nou, die Torah was die middelpunt van hulle lewe en die fokus van hulle skoolsisteem gewees. So op die ouderdom van 6 sou meeste Joodse seuns skool toe gaan om die Torah te gaan leer. Nou, die eerste vlak van skool was genoem Beit Safar. En dit sou aanhou tot die kind omtrent so 10 jaar oud was. Hulle het die eerste boeke uit hulle kop geleer, woord vir woord. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium, woord vir woord uit hulle kop. Nou, meeste van die kinders sou op hierdie oomblik getoets word. En as hulle nie slim genoeg was om alles te ken nie, sou hulle huis toe gestuur word om die familiebesigheid te leer. Om te gaan visvang, pottebakker of 'n boer. Maar die beste van die beste sou gekies word na die volgende deel toe van hulle opvoeding. En dit was genoem Beit Talmud. Nou, die beste van die beste sou die res van die Hebreëse teks gaan lees het tot omtrent op die ouderdom van 15 jaar oud. En die volgende vlak waartoe hulle sou gaan was genoem Beit Madrash. Nou, dit beteken hulle sou die voorreg gehad het dat hulle 'n rabbi sou gaan soek. Nou, hierdie rabbi sou na hulle kom klomp vra, kyk hoe goed hulle die teks verstaan en hulle sou besluit of hierdie kinders, wil ek amper sê, hierdie tieners van 15 jaar oud, die kennis het om hulle te volg, of hulle spesiaal genoeg was. Nou, hulle sou altyd gesê het, may you be covered by the dust of your rabbi. Hoekom? Want hierdie klomp disippels, hierdie klomp tieners, sou agter die rabbi aanloop en dan sou hulle letterlik die stof wat die rabbi opskop, sou dit bo op hulle land. Hulle sou alles doen wat die rabbi doen. Hulle sou eet saam met die rabbi, hulle sou slaap waar die rabbi slaap en hulle sou woord vir woord die kennis opneem wat die rabbi vir hulle gee.
Nou, Jesus verwag van ons om studente te word van sy woord en lewe. En jy kan daar invul by 1.4 woord en lewe. Nou, hier kry ons 'n hoofteks wat iets vir ons probeer sê van wat dit beteken wanneer ons sê ons leer God se woord en ons is deel van dit in ons lewe. Lukas 2 vers 46 kry ons waar dit sê, na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry waar hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas deur sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle verslae en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk hoe kwaad moes hulle vir Jesus wees hierso. Maar kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek. Maar hy antwoord hulle, waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? So wat kan ons leer uit Jesus se lewe as student? Jesus was die seun van God. Nou wie kan van God regtig iets leer? En tog wys Jesus die voorbeeld vir ons en ons sien 'n klein insig in sy lewe waar hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en uitvra. Nou Matteus 18 vers 3 sê, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Wat beteken dit? 'n Kind is nuuskierig, nederig, hy vra, hy wil leer. So moet ons ook wees, lewenslange studente in God se skool. 2.1 sê die volgende, dit sê, nederigheid is die sleutel tot leerbaarheid. Nou Spreuke 11 vers 2 sê, by hoogmoed kom skande, maar by nederigheid is wysheid. As ons dink ons weet alles, en ons het al alles gehoor, en ons is nie oop vir leiding van die Heilige Gees nie, dan is ons nie oop om te leer nie. 'n Teachable hart begin met erkenning. Here, ek het die wysheid nodig. Ek weet nie alles nie. Ek het nog baie om te leer. Nommer 2.2 sê, nederigheid bring wysheid. 'n Groot professor wat sy lewe lank geleer het, skryf steeds notas soos 'n eerstejaarsstudent. Waarom? Want kennis is oneindig. Net so is God se wysheid onbeperk en ons moet altyd studente bly om te leer. 2.3 kan jy invul, leer uit God se woord en van ander. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. God se woord is ons handboek, maar hy plaas ook mense op ons pad. Geestelike vaders, moeders, leraars, mentors, deur wie ons kan leer. Leerbaarheid beteken ek luister, ek toets dit aan God se woord en ek pas dit toe in my lewe. Ons kry selfs waar Apollos in Handelinge 18:24, hy was 'n man wat die skrif baie goed geken het. Maar ons kry letterlik waar Aquila en Priscilla, dis ander geleerdes, het hom nog dieper in God se woord geonderrig. Hoekom? Want hy wou meer leer. 2.4 in jou boekie sê, leerbaarheid bring groei en vrug. Jesus as kind het tyd in die sinagoge spandeer. Hy wil naby God wees. Wanneer ons sterker of fikser word, wat het ons nodig om te doen? Ons het nodig om daagliks te oefen. Om 1 keer 'n week te oefen, gaan geen sigbare resultate bring nie. Maar om daagliks te oefen, sal 'n sterk, gesonde liggaam bou. In dieselfde manier moet ons daaglik tyd in God se woord spandeer om 'n studente en disippels te wees. Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Wanneer ons leerbaar bly, plant God nuwe saad van wysheid en ons dra vrug. Die doel van leerbaarheid is nie net om kennis te versamel nie, maar om soos Christus te word en in sy koninkryk te dien. Hier's die beste van alles. 2.5 kan jy invul. Jesus glo in jou.
Jy al ooit gewonder hoekom die disippels so maklik net alles gelos het en hom gevolg het? Wel, nou dat jy iets verstaan van die Joodse skool en wat sy eer dit was om 'n disipel te word van 'n rabbi, verstaan jy iets van hoekom hulle Jesus gevolg het. Jesus het nie geleerdes van die Universiteit van Jerusalem gekies nie. Nee, hy het gewone mense soos vissermanne en tollenaars gebruik. Almal leerlinge wat bereid was om hom te volg en te leer. Hy kyk na die disippels en sê vir hulle, volg my. Matteus 4 vers 19 sê hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, 'n seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skuit saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep en het hulle dadelik die skuit en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg. Nou hierso is so 'n paar praktiese toepassings wat jy kan invul. Nommer 1, wees oop vir regstelling. As iemand jou liefhet, wys op 'n fout, ontvang dit met nederigheid. Punt nommer 2, hou aan studeer in God se woord. Maak 'n lewenslange gewoonte van Bybelstudie en gebed. Nommer 3, soek mentors en rolmodelle. Leer by mense wat al verder op die pad van geloof is. Nommer 4, bly soos 'n kind. Nuuskierig, vra en vertrou op die hemelse Vader. Kom ons sluit ons oë. Abba Vader, dankie dat ons by U kan leer. Here, U is ons rabbi en ons is U disippels. Here, ek bid dat ons 'n nederige, leerbare gees sal hê, Here, om U te soek in U wysheid. En ons sê amen. Baie belangrik, jy sal nou sien in jou boekie dat daar klein groep besprekingsvrae is. Behandel dit saam as 'n groep saam en geniet die reis saam met ons op die kruispad.